Nhlanhla Mkhwanazi moet voor die parlement getuig, maar die sitting word verdaag voor hy nog die eed kan aflê. Die ANC moet swart ekonomiese bemagtiging uit sy ekonomiese plan skrap. En klop klop, dis aardkloptyd. Dag sê, ek is Christel Cornelissen en hierdie is Marula Media. Die parlementêre ad hoc komitee wat die beweringe van luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi afsonderlik van die Madlanga kommissie moet ondersoek, het Dinsdagoggend skaars gesit voor daar 'n versoek om te verdaag was. Die komitee sitting het sommer vroeg al in chaos ontaard omdat LPs net 'n aanvullende verklaring van die KwaZulu-Natalse polisiehoof ontvang het, en nie 'n toegewyde verklaring soos in die geval van die Madlanga kommissie van ondersoek nie. EFF-leier Julius Malema het uitgevaar en gesê die parlementêre komitee is nie 'n junior van die Madlanga kommissie nie en dat 'n behoorlike verklaring voorgelê moet word. Die komitee het dus verdaag voor Mkhwanazi nog die eed kon aflê en dit is onduidelik wanneer hy nou gaan getuig. Die DA sê die ANC se 10 intervensies om ekonomiese groei aan te wakker weerspieël baie van die DA se 6-punt plan om die ekonomie weer aan die gang te kry. Die ANC voeg net die party se eie mislukte idees van swart ekonomiese bemagtiging en rasgebaseerde beleid by die DA se plan wat verlede maand aangekondig is. President Cyril Ramaphosa het maandag na afloop van 'n NK-vergadering van die ANC 'n ekonomiese aksieplan bekend gestel, waarmee die komitee beoog om ekonomiese groei aan te wakker en werk te skep. Maar Ramaphosa het opnuut sy party se verbintenis tot swart ekonomiese bemagtiging in sy terugvoer bevestig. Die DA sê hy is diep bekommerd oor die ANC se voortgesette verdediging van sy swart ekonomiese bemagtigingsbeleid wat beleggings ontmoedig, groei gesmoor en ANC-kaders bevoordeel het ten koste van die oorgrootste meerderheid swart Suid-Afrikaners wat steeds in armoede vasgevang en van geleenthede uitgesluit is. Die DA sê Suid-Afrika benodig 'n ware bemagtigingsmodel wat 'n tasbare impak in arm gemeenskappe maak en 'n pad uit armoede na voorspoed skep. Die verhoor van 2 mans wat teregstaan vir die moord op 2 vroue en daarvan beskuldig word dat hulle die slagoffer se oorskot in 'n varkhok gestort het in die Hooggeregshof in Polokwane begin. Die 60-jarige Sakkie Olivier het onskuldig gepleit op die 2 aanklagte van moord teen hom, as ook op die aanklagte van poging tot moord, dwarsboming van die gereg en die onwettige indiensneming van 'n immigrant. Hy het wel skuldig gepleit op die aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Sy mede-beskuldigde, William Musoro, het onskuldig gepleit op die aanklagte teen hom. Musoro word egter nie van die vuurwapen verwante oortredings aangekla nie. En dis aardkloptyd en 'n bloedige warm Potchefstroom wemel reeds van feesgangers en teaterliefhebbers vir die gewilde fees wat Dinsdag in Noordwes afgeskop en tot 12 Oktober duur. Bekendes op vanjaar se aardklop verhoog sluit in Frank Opperman, Nathaniel en Elof. Benewens 'n wye verskeidenheid teaterproduksies wat hierdie week op die planke sal wees, is daar ook 'n string aktuele en boekgesprekke wat gratis bygewoon kan word. Vat sommer nou die pad Potch toe, al is dit baie warm daar. Gaan lees hierdie en al die ander berigte op marulamedia.co.za en geniet die dag verder.